1 Petrus 2 vers 1. Hou dan op met elke vorm van kwaad, met alle bedrog, huichelarij, jaloesie, kwaadpratery. Soos pasgebore babietjies smag na melk, moet julle smag na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan groei en die saligheid verkry. Julle het immers ondervind dat die Here goed is. En voor ons vers 4 en verder lees, hier is, gelukkig het ons ten minste vir Reinhard hier, wat ook Grieks ken, en Louis vanoggend in die erediens? Hy is in? Hy is daar, hy kan agterna kontroleer, en Braam, ek weet nie of hy dalk inluister nie. Hy luister uit Braam. Terwille van julle het ek ook die Grieks bygesit, maar daardie woorde en die saligheid verkry, saligheid is klaar 'n moeilike woord, in die oorspronklike staan daar tot verlossing, en gaan dit nou verder verduidelik nie, vertaling, jy sal bietjie sien, dit sluit aan by die 2020 en die NLV, vertaling wat dit goed uitbring is, sodat jy daardeur kan groei tot volwasse verlostes. So ek gaan nou verder so werk daarmee. En die woord ondervind is nie sleg nie, maar daar staan in die oorspronklike proe. Soos die wat dalk daai wat nou vir jaar in die sjokolade klaar gehap het. Jy proe dit. En daarom liewer, julle het immers geproe dat God goed is. Jy sal net nou sien hoekom dit baie help om die beeld te verstaan. En dan is daar dit klink asof daar 2 opdragte is. Hou op met hierdie verkeerde goed, en 'n tweede opdrag, smag na melk. En ek gaan dit nie nou verder daaroor, net nou verder verduidelik, maar daar rondom is daar iets wat ook, as jy dit raak sien, dan verstaan jy presies wat hier aan werk. Dat dit nie 2 opdragte is nie, maar tot net nou. Tweede gedeelte van vers 10 af verder. En dit wat so 'n bietjie 'n ander kleur het, is ook, as jy dalk met die vertaling voor jou sit, die 83, sal jy sien, ek het, waar daar gestaan het, steen, het ek net verander na klip toe. Want 'n steen het by ons 'n ander betekenis, dit is 'n baksteen, dit is 'n ding wat, terwyl hierdie word bedoel, 'n klip, 'n gebytelde klip. Ons lees, julle het na hom toe gekom, die lewende, gebytelde klip, wat deur mense afgekeur is, maar deur God vir die ereplek uitgekies is. Laat julle as lewende, gebytelde klippe opbou tot 'n tempel, om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring, wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. Kyk, ek lê in Sion 'n hoekklip, uitverkies vir die ereplek. Wie in hom glo, word nooit teleurgesteld nie. Vers 7, julle wat glo, deel in hierdie eer, maar vir die wat nie glo nie, geld die woorde, die klip wat deur die bouers afgekeur is, juis hy het die sluitklip in die gebou geword. En op 'n ander plek staan, 'n klip waaroor 'n mens struikel en 'n rots waarteen jy stamp. Hulle struikel omdat hulle nie aan die woord gehoorsaam is nie, so het God dit ook vir hulle bestem. Julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God. Die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou is julle die volk van God. Julle het toe geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys. Wat beteken barmhartigheid? Net vandag,
Barmhartigheid beteken om vir iemand lief te wees wat glad nie verdien nie, wat niks gedoen het om dit te verdien nie. Dis wat barmhartigheid beteken. Dis ons skrifdeel. En mag jy net nou ervaar wat ek en Sonet ervaar het met die ontdekking van wat hier staan. Jou identiteit in Christus. Net nou gesê, in terme van twee beelde, twee metafore, gaan jy nou jou identiteit diep leer ken. Eerste een, pasgebore babietjie, tweede een, reg gebuitelde klip. En nou spring ons weg met die pasgebore baba. Is julle reg om te luister en in te neem en te verteer? Hierdie beeld maak deel uit van 'n groot beeld waar die hele Petrus boek werk daarmee. En dit is verwekking. Nou jonges, verwekking, ons sal in gewone Afrikaans sê dit is om 'n swangerskap te veroorsaak. Verwekking, fetus, geboorte, voeding, groei. Dis die beeld. Nou hoekom lei die Gees vir Petrus en ander skrywers in die Bybel om met beelde te praat? Beelde, metafore, ons kan sê, is om prentjies te teken met woorde, of is om 'n videogreep te maak met woorde. En wanneer jy 'n moeilike iets moet verduidelik wat jy nie regtig kan verstaan nie, maar jy gee vir iemand 'n prentjie in sy kop, dan verstaan hy daai moeilike ding. En dis nou wat hier gebeur. So jy besef dus, as ons nou praat van pasgebore babietjie, dan voor dit was daar 'n verwekking. Ons kan sê die saad wat geplant is, die swangerskap begin het, 'n verwekking. Dan is daar 'n fetus. Lydia, ek het aan jou gedink, toe jy net nou hier staan en ons die tekens van julle twee se fetus sien. Dan is dit die geboorte. En daar's die babietjie. En dan is dit voeding. Die babietjie moet kos kry. En groei. En nou gaan ons in die skrifgedeel dit sien. Ons skrifgedeelte werk nou, die fokus is, dit wat jy nou daar sien, die pasgebore babietjie en het geproe dat die Here goed is. Ons kan sê, dit is die feitelike, dit is afgehandel, dit is iets wat God klaar gedoen het. Hy het jou klaar 'n pasgebore babietjie gemaak. En jy het klaar geproe dat God goed is. Gaan net wat verduidelik. Maar dit is nie iets wat gesê word, hoorie, jy moet nou plan maak dat jy gebore word, of hoorie, kom proe hoe goed is God nie. Dit is klaar gebeur. Jy gaan net nou dit raak sien. Dan, die res van hierdie paragraaf, dit wat jy nou verder sien, veral daardie kern wat ek met die breinagtergrond gemaak het, is nou die opdrag. So die vertrekpunt is, jy is 'n pasgebore babietjie, jy het klaar geproe hoe goed God is, en nou kom die opdrag. Hou op met hierdie klomp verkeerde goed, en smag na melk. So, hou nou hierdie twee uitmekaar uit. Dit wat klaar gebeur het, en dit wat God nou vir ons, sy kinders, sê, wat ons moet doen. Pasgebore babietjie, het ek nou verduidelik, is 'n klein stukkie van die groot metafoor.
En ek gaan nou wys hoe steek dit hier in Petrus in mekaar. Die geboorte, die bevrugting, die verwekking, staan in hoofstuk 1, vers 3. Ek lees, aan God die, wat staan daar? Die Pa. Aan God die Vader van Jesus Christus kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons opnuut verwek. Nou, jou gesig praat so baie saam, terwyl ek praat. En dis, ek kan sien, jy's by, jy praat saam. Hy het ons opnuut verwek. Ons sê, Petrus sê, hy sê dit, hy herhaal dit, dat hier waar jy sit, is jy die produk van 'n nuwe swangerskap wat God veroorsaak het. Jy het jou pa en ma, menslike pa en ma. God se verlossende werk beteken dat hy 'n tweede bevrugting, 'n nuut verwekking bewerk het. En lof kom toe aan hom, omdat hy in sy groot ontferming, net omdat hy wou, het hy besluit, ek gaan jou nuut verwek. So, dis die eerste, dit wat God klaar gedoen het. En dan, na die geboorte, jy sien nou, dis die geboorte, daar in die pink, voor die geboorte, was daar God se besluit, die verwekking, om my te red. Toe is ek gebore, en amper as deel van die geboorteproses, is die eerste melk. Is daar verpleegkundiges dalk in ons geleedere? Hand op, mense wat in die verpleging of mediese wêreld is. Werklik niemand nie. Daar's 'n paar. Wat noem ons daai eerste melk? Colostrum. En dis nou waarop hier gesinspeel word. As deel van hierdie verlossingswerk van God. Bevrugting, wat my geestelik laat word het, 'n fetus. Geboorte, en dan is net na geboorte, die eerste melk, die colostrum. En nou verstaan jy bietjie al klaar, wat is vers 3 se klare geproe hoe goed God is. Wat doen die colostrum? Die colostrum is die beste, wat sal ons dit noem? Antibiotika. Wat daar kan wees. Dis 'n kragtige eerste kos, maar daardie antibiotika eienskappe van colostrum, van biesmelk, van daai eerste melk, is dit wat menslik gesproke aan hierdie klein babietjie wat hier in die wêreld inkom met al sy kieme en gevaarlike besoedeling en dies meer, wat die lewe beveilig van daai klein mensie. En God het die colostrum gegee, die eerste melk gegee. As daar dan staan, ons het klaar geproe hoe goed God is, dan beteken dit, God het deur sy gees bewerk, dat ek weet, hy het hierdie heilige colostrum vir my ingegee. Niks en niemand kan iets aan my doen. Die Satan, al sy trawante, slegte mense, sal dit nie permanent reg kry om my lewe te bedreig nie. Het is deel van sy reddende werk. Nou, die res van die hele paragraaf hier waarna ons kyk, is nou net na geboorte. Ingesluit by die geboorte is die eerste melk, die colostrum. Dis God se verlossingswerk. Nou gaan dit oor voeding en groei. Dis net na geboorte. En nou gaan jy sien hoe mooi dit in mekaar val en duidelik word. Die gedagtegang
Reinhard, onthou jy hoe belangrik is die gedagtegang? En daar op afstand Braam en later Louis. Eintlik enige iets, as jy die gedagtegang verstaan, dan verstaan jy wat die persoon sê. Nou die gedagtegang hier gaan ek jou nou vinnig mee help. Daar is die opdrag. Die opdrag wat deur God verwek is, nuut verwek is, fetus tyd beskerm, gebore laat word, kolostrum gegee, jy's 'n lewensvatbare babietjie. Die opdrag is, jy moet smag na suiwer geestelike melk. Dit beteken, wat is die suiwer geestelike melk? Waarmee ons nou besig? Dis die Bybel. Die Bybelse waarheid, dis die geestelike melk, dis die voeding wat die babietjie moet kry. Dan word die rede gegee vir hierdie opdrag. Wat is die rede? Jy het klaar geproe hoe goed God is. Dit beteken, ek het klaar, ek weet, die feit dat ek wil doen wat God wil hê, die feit dat ek hom as my Vader erken, dit alles is deel van sy redding. Ek het klaar geproe hoe goed God is. Die kolostrum, dit wat my 'n verloste maak. Die rede vir die opdrag is dus nie, en hoor nou hoe maklik word dit in baie mense se koppe, partykeer ook in ons en omgekeer. Die opdrag is nie, hoor hierso, jy moet bietjie al hierdie lelike dinge in jou lewe los, en dalk sal God dan genadig wees en jou as sy kind aanneem. Het klink so, reg. Maar is presies verkeerd. Is net omgekeerd. Dis eerder 'n geval van, ek kom agter God het my sy kind gemaak. Ek weet dit net. En omdat hy dit gedoen het, wil ek. Jy hoor die argument trant. Maar dan kom daar, wat is die gevolg as jy die opdrag uitvoer? Sodat julle daardeur kan groei tot volwasse verlostes, volwasse gereddenes. Wat 'n wonderlike iets om te weet. Dis nie 'n geval van, as ek nie kos kry nie, gaan die babietjie doodgaan nie. Nee, as jy nie vir die babietjie kos gee nie, hierdie babietjie wat kolostrum het, gaan hy 'n babietjie bly. Swak, ander mense moet versorg. As jou doek nat is, moet ander mense kom en die doek omruil. En as jy koeie sê, dan moet ander mense kom help. Terwyl, as jy kos kry, dan wat gebeur? Jy is 'n verloste, dis vas. As jy die regte voeding kry, dan word jy 'n volwasse verloste. Vang jy die beeld? Nie meer 'n pap babietjie nie, maar spierkrag. En nou kan ons kom by die verhouding tussen vers 1 en vers 2. Op die oomblik klink dit asof daar 2 opdragte is. Eerste een nogal, jy moet ophou met al daai verkeerde goed, bedrog, huigelary, jaloesie, kwaadpratery. Hoor jy, dis alles tussen mense dinge. En dan staan daar soos en dit gee aanleiding, daai verkeerde verstaan, maak dat 'n mens dink, dis ook die orde van wat moet gebeur. Jy moet eers daai slegte goed los. En dan moet jy die regte kos kry, en dan sal jy gered word. Net omgekeerd. God het jou klaar gered. Daai liedere wat Emma en Johan ons net nou laat sing het, in die musiekspan, was presies dit gewees. God, u liefde, u het my. Nou, hoe is dit nou? En ons kom, u kom het. Dis eintlik een sin. As ou nou in die oorspronklike kyk, dan sien jy dat dis nie 2 opdragte nie. Die 2 vers 1 is so bietjie, krap so bietjie in jou taalkunde, is 'n bysin by die hoofsin. Net
kort opmerking, Reinhard, dis 'n participium, dis 'n deelwoord in vers 1. Die opdrag staan in vers 2. Die opdrag is oor die regte voeding om 'n volwasse verloste te word. Dis die opdrag. En wat is, die probleem word klaar opgelos as ons tussen vers 1 en 2 nie 'n punt sit en 'n hoofletter nie, maar 'n dubbelpunt. So, dis die eerste klein ietsie. Dubbelpunt, klein letter S, soos. Dan is die 2 vers 1 is die uiteinde as die opdrag uitgevoer word. Hoor mooi. As 2 vers 2 se opdrag uitgevoer word, as jy die regte voeding kry, as jy die woord van God eet, inneem, verstaan hoe die Here wil hê my lewe moet lyk, dan, eers dan, sal jy kan ophou met elke vorm van kwaad. Het jy? Kom ons maak seker jy het hom. Ons gaan gou weer vinnig deur die gedagte gaan. Dan gaan jy duidelik sien hoe dit in mekaar steek. En onthou, waar is ons op pad heen? Op pad na toe, wat Here sê u vir my, oor my identiteit in Jesus Christus. Die opdrag, soos 'n pasgebore babietjie, wat die babietjie eenmal die melk geproe het. Ons hoor daai babietjie daar agter. Stem saam. Sê, as jy eenmal die melk geproe het, dan wil jy nog hê. So moet dit wees met jou. Ek kom agter hoe goed God is, met die kolostrum wat ek het. Nou smag ek na melk. Hoekom? Want ek klaar geproe hoe goed hy is. Wat is die gevolg? Ek groei tot 'n volwasse verloste. En wat is die uiteinde? Eers dan sal julle ophou met elke vorm van kwaad, bedrog, huigelary, jaloesie, kwaadpraat. Ek hoef daai woorde nie te verduidelik nie, jy ken dit. Huigelary, wat beteken huigelary? Ek gee voor. Ek maak of dit so is, maar eintlik is ek so. En sovoorts, maar ons hoef nie eers op dit in te gaan, jy weet wat dit beteken. Wat jy moet raak sien is, dis nie iets wat ek eers moet doen, en dan sal God dalk tevrede wees met my nie. Nee, ek moet besef, ek het geproe, regte kos kry, en dan gaan ek dit reg kry. Die uiteinde is, nie meer, kyk mooi, kleutergedrag nie. Nie meer 'n pap babietjie nie. Nie meer, wat is tipies van 'n kleuter? Een van die lelike goed van 'n kleuter, baie mooi goed op. Maar is net, dit gaan oor my goed, my belange, alles moet net wees soos ek het wil hê. Dan sê jy 'n pap babietjie, jy het nie gegroei. Maar vat hom nou mooi, vinnig, nou gaan jy hierdie prentjie in jou kop hê. God het die bevrugting bewerk wat my gered het. Saam met die bevrugting, geboorte en die eerste melk, die kolostrum, in daai handeling van God, is iets wat net hy kan doen, wat hy gedoen het, net om een rede, omdat hy wou, geen ander rede nie. Nie vooruitgesien hoe oulik ek gaan wees, en toe besluit hy, ja, dis reg, ek dink dit sal goed wees as jy my kant is nie. Niks daarvan nie. Hy het besluit, van al die verlore mense kies ek, wat jou naam? Magdalene. Kies ek jou, Magdalene. Ek het die nuwe bevrugting bewerk, die geboorte, die kolostrum daarmee saam, en nou kom die opdrag. Regte voeding. Jy kan nie 'n papbabatjie bly nie. Jy wil ook nie. God se gees werk in jou. Ek soek die regte kos. Ek wil spierkrag ontwikkel. Ek wil 'n volwasse verloste word. En dan is die uiteinde. Ek kom agter. Ek kry dit reg. Om nie terug te klap as mense my klap nie. Maar om op 'n ander manier te reageer. Ensovoorts. Ek kry dit reg, daai lelike goed. Ophou
met elke vorm van kwaad, bedrog, huichelarij en dies meer. Hierdie beeld moet nou vir jou op die punt bring dat jy sê, ek is kind van God, deur hom nie verwek. Dus, hy het dit gedoen. Niemand kan hom verander nie. Dit is my identiteit. Ek is deur hom weergebore. Ek het die eerste melk geproe. Afgehandel. Nou, my aptyt is wakker gemaak. Ek smag na die woord van God. Op daai manier gaan ek nie 'n papbabietjie bly nie. Ek gaan 'n volwasse verloste word. Ek gaan dinamiese spierkrag ontwikkel. En ek wil graag jou naam weet, asseblief. Net agter jou. Israel, ek wil nou die beeld gebruik van, kom ons sê 'n atleet, hy Statebond spele wat nou aan die gang is. Geestelik word ek 'n dinamiese volwassene met spiere wat kan werk. Ek kan 'n hindernis wedloop aan deelneem. Geestelik nou, nee. Ek kan 'n marathon hardloop, 'n ultramarathon hardloop in 'n geestelike sin, want ek het die kos gekry en ek's nie meer 'n papbabietjie nie. Plaas dat ander mense my moet aanhou versorg, kan ek nou instrument in God se hand wees om sy liefde. Nou betree jy die sendingveld, staan daar agter. Dit wat ons Amanda en Owen net nou oor vertel het. Nee, nou kan ek hier in ons gemeente, op watter maniere alles. Ons is klaar met die pasgebore babietjie. Nou, tweede beeld. Nou moet jy jou kop heeltemal verander, né? Dis nou weg van nuutverwekking, fetus, geboorte, eerste melk, voeding, groei. Dis nou is ons by reg gebuitelde klip. En hierdie reg gebuitelde klip is ook weer deel van 'n groter met, ek kan sê die video wat nou moet begin speel in jou kop, is nou nie die van bevrugting, fetus, geboorte, dis nou 'n niks werkklip, reg gebuitel, ingebou, eindproduk, 'n gebou, 'n tempel. Niks werkklip. Wat kan jy doen met daai klip? Niks nie. Daai klip word dan volgens die spesifikasies van die meesterbouer gebuitel, om nou juis is of so te wees, en uiteindelik ingebou, sodat daar 'n klaar tempel kan wees. Hierdie is 'n rekonstruksie van hoe die tempel in die tyd van Jesus in Jerusalem sou gelyk het. En wat ons kan dink in Petrus se kop is as hy hier skryf. Daai pragt wat ons daar sien. Fokus, net dieselfde patroon is net nou. Eers die feitelike, dit wat klaar is, afgehandel is. Jy is 'n lewende, gebuitelde klip. Dis wat God gedoen het. Dis nie asof jy nou iets moet doen en hamer en bytel vat en jou bietjie reg kry dat jy kan inpas nie. Dis klaar gedoen. En julle uit die duisternis geroep na sy wonderbare lig wat in hierdie skrifgedeelte staan. Op 'n manier hang dit bietjie saam met die tempel, maar ek gaan nie dieper daarop in nou nie. Maar daai sien dit raak, dis wat God gedoen het. Dis deel van ons redding. Nou, kom die opdrag, weer die breingedeeltes. Laat julle opbou tot 'n geestelike tempel, om 'n heilige priesterdom te wees, offers te bring,
die verlossingsdade te verkondig van hom wat ons geroep het. Het jy die twee? Dis klaar. Dis ek, hier, wat sit? Trevor, that's me. Gebuitel deur God. En nou die opdragte, laat jou opbou, laat jou inbou in die tempel. En dan as tempel die werk wat hy moet doen. Is jy reg vir die videoetjie in jou kop? Ek gaan nou, as ek en Werner lank voor die tyd gepraat het, dan kon ons dalk 'n videoetjie gemaak het soos daai mooie net nou van die rugbybal. Maar jy gaan nou, net soos die mense van die ou tyd, gaan jy self die videoetjie in jou kop maak. Verbeel jou. Jy is op daai tempelterrein, toe hy nog gebou word. En hier is die mense bring die rowwe klippe, en hier is die meesterbouer, en hy kom sê, hoorie, hierdie klip moet so lyk, kap hierdie bietjie sis, en so, hier is die mates, maar hy moet nie presies reghoekig wees nie, hy sê een hoek moet af wees, en daai videoetjie is nou in jou kop. Jy is een van daai klippe. Verskillende klippe, elkeen reg gebuitel vir sy of haar werk. Nou die foto is 'n mirasie daar uit die gebied waar Petrus se mense geleef het destyds. Natuurlik toe is dit nou 'n mooi gebou. Want die gebou staan nog vandag. En dis nou gee vir ons 'n idee van wat is in Petrus se kop en in die mense wat sy brief lees se kop. Daar is die gekapte, gebuitelde klippe. Verweer en iets meer, maar vir ons doel is dit perfek. Daar is die hoekklip. Hoekklip se werk. Hier gaan ons die tempel bou. Hoekklip gee die mates, te sê, hier is die hoeke, presies reg, en een lyn loop soontoe, ander lyn loop soontoe. Maar dan is daar in ons skrifdeel ook sprake van 'n ander klip, die sluitklip. Daar is die sluitklip. Die sluitklip is die een wat daai boog, wat eintlik die hele konstruksie aan mekaar hou, is die sluitklip. En ons skrifdeel maak dit so mooi duidelik. Jesus Christus is in hierdie tempel, waarvan jy een van die gebuitelde klippe is hy die hoekklip, wat sê hoe hierdie gebou is, moet wees, en hy is die sluitklip, wat as die sluitklip nie daar is nie. Wat is jou naam asseblief? Die Sheng. Wat gaan gebeur as jy daai sluitklip met daai skraan uithaal? Nee, daai mirasie wat nou al 2-3 millennia oud is, gaan net. Dis in die beeld is dit ons Here. Hy is die sluitklip en die hoekklip. En ons is die lewende klippe. Daai ene is aan sekere standaarde gemeet nogal 'n perfekte klip, nee. Mooi, reghoekig, kantig, kubus met sy lengte, netjies. Maar hierdie gebou kan nie 'n gebou wees as daar nie ook ander klippe is wat doelmatig gebuitel is om hulle werk te doen nie. Daai klip het sy een hoek is weggekap. Hoekom? Want die tempel het dit nodig so. So moet jy lyk, klip. Wat is jou naam? Steve? Nee. Juis, sonder daai hoek. Daai hoek van jou pla me, die meesterbouer. Daai hoek moet nie wees nie. Daai hoek gaan maak dat jy nie jou werk kan doen in die tempel nie. En 'n bietjie daai klein klippie. Daar. Baie belangrike werk. Maar dis juis so moet daai klip wees.
Ons is verskillende mense, verskillende geaardhede, verskillende eienskappe, verskillende gawes, maar elkeen gebytel soos die meesterbouer dit wil hê. Jy's 'n lewende, gebytelde klip. Op hoe manier? Vers 4 sê, julle het na hom toe gekom, die lewende klip. Nou, dis nie 'n opdrag, kom na hom toe nie. Nee, God het jou neergesit. Dis deel van God se werk, jy is klaar daar. Dit is God wat dit laat gebeur het. God het jou ingebou teen die lewende klip. En jy's by die Here. In gewone taal, as ons nou nie dink aan die gebou nie, dit beteken, ek is lief vir hom. Ek ken hom, ek vertrou hom. Nee, hy is die hoekklip. En ek weet, hy gaan my nie in die steek laat nie. Veilig. Ek kan die krag in my invoel vloei van hom af. Jy is deur God gebytel. Soos met die vorige beeld van die babietjie, met jou geestelike nuutverwekking, het God die genetiese eienskappe geestelik in jou ingeskape, oor hoe hy jou sal wil gebruik vorentoe met die eienskappe, sy eienskappe, wat hy jou wil gebruik in die gemeente. In terme van hierdie beeld, het hy jou gebytel, deur jou lewe, met alles wat met jou gebeur het, al die swaar, ja, toe daai een hoek van jou afgekap is, was dit helse pyn, wat jy ervaar. Maar dit was deel, om jou te kry, sodat jy kan wees, soos wat die Here dit wil hê. En, daai kap, en dan sê ek, dalk word jy nou gekap, nou, op hierdie stadium in jou lewe, en dan is dit nie 'n geval van die Here verwyd daaroor nie, maar sê Here, asseblief kap, want ek weet, ek moet pas waar U my wil gebruik. God doen dit deur sy Gees, wat hy hierdie kapwerk doen. Dis die werk van die Heilige Gees, om my te laat wees, sodat ek optimaal, bruikbaar is. Ek het verlede jaar by die kamp hierdie wonderlike gedig gedeel. Ek maak dit nou jou gebed, wat jy vir God sê, bytel uit my gewete 'n monument, o Heer, en kerf uit my hartstog 'n loflied tot U eer. En as jy 'n valskol kry, hamer dit die ewigheid verby. En maar dalk moet jy 'n lied maak daarvan. As die opdrag nie uitgevoer word nie. Ons skrifdeel sê wat dan gebeur. Maar wat beteken dit? Die opdrag, jy wil op eie krag en eie vermoë wil jy tempel wees, kerk wees. Ek dink hier, so moet ons lyk. Dan is dit so goed soos haal die sluitklip uit. Of hierdie oorblyfsel van 'n tempel kom ook uit die gebied aan wie Petrus skryf, huidige Turkye. Dink wat gaan gebeur, daai staan letterlik millennia, daai gebou. Wat gaan gebeur as jy die sluitklip daarbo uithaal? Presies dit gebeur, wanneer 'n gemeente of 'n kerkverband op eie insig dit wil wees. 'n puinhoop.
Die gevolg as jy die opdrag nie uitvoer nie, vers 7 sê dit. Vir die wat nie glo nie, geld die woorde, die klip wat deur die bouers afgekeur is 'n klip waaroor 'n mens struikel en 'n rots waarteen jy jou stamp. Matteus 21 het ons Here Jesus self dit skerper gesê. Hy sê, wie op hierdie klip val, sal verpletter word. En die een op wie hy val, sal hy vermorsel. So, baie duidelik. Maar dan, die gevolg in ons skrifdeel, as jy die opdrag uitvoer, as jy buite die klip jou laat inbou, dan is die uiteinde, vers 6, kyk, ek lê in Sion 'n hoekklip, uitverkies vir die ereplek. Wie in hom glo, word nooit teleurgestel. Daai hoekklip is solied. Is nie 'n dobbelspel nie. Is nie, hier kom 'n aardbewing en oeps. Nee, jy deel in hierdie eer. En nou weer, as jy dink, daai tempelgebou, en is eintlik moeilik om ons in te dink. Die mense self het in modderhuisies gebly, ver van Jerusalem af. Nou, hoor ons daai psalms, as die psalmdigter die psalm skryf terwyl hy op pad is Jerusalem toe, en hy sing oor Sion, die tempel, daai skitterhelde. Wat sê die Here vir ons in vandag se skrifdeel? Jy is deel van hierdie heerlikheid, van hierdie skittering, jy deel in hierdie eer. Ons werk as tempel van God word duidelik gesê in die skrifgedeelte. Laat julle opbou tot 'n tempel om, en dan uitgespel, 'n heilige priesterdom te wees. Let op, mooi kyk, dis nie, julle is priesters in die tempel nie, maar die tempel is die priesterdom. Die tempel, die gereformeerde kerk Benoni, is die tempel, is die priesterdom. En wat is die werk van die priesterdom? Om geestelike offers te bring. Om, vers 9, die verlossingsdade te verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Daar's die drie, kan ons sê, die drie werke wat God gee vir ons as GK Benoni. Wees 'n priesterdom wat dien. Tweede ene, bring geestelike offers. En julle weet al die offers waaraan gewerk word en wat gebring word. En verkondig die verlossingsdade van hom. Verkondig in die eerste plek met jou lewe. Met hoe jy jou lewe inrig, met hoe jy is. Dit is die sterkste verkondiging. En wanneer die Here die geleentheid skep dat jy dit ook met woorde kan sê, dan gebruik jy daai geleentheid. En jy praat ook. Maar jy verkondig eers met jou lewe. En dan sê ons gedeelte dit so mooi daar in die pink. Alles deur Jesus Christus vir God welgevallig. Nou, ek wil nou weet wat jou naam is, jongman. Sê weer? Christian. Christian, daai welgevallig is nogal 'n moeilike woord. En ek gaan hom vir jou verduidelik. Wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is, 'n ou Afrikaanse woord, uit Nederlands, uit Latyn uit. Beteken, waarvan God hou. Wat God graag wil hê. Ek, wat gebuitel is, en saam met die ander gebuitelde klippe, hierdie tempel vorm,
Ons werk as priesterdom deur Jesus Christus is dit so dat God daarvan hou. Dat hy tevrede is daarmee. My identiteit in Jesus Christus. Wat sê jy nou na vandag se erediens? Ek sê ek is 'n klip deur God reg gebytel vir sy tempel. Die gereformeerde kerk Benoni, of as jy van 'n ander gemeente is, vir daar waar God jou neergesit het, waar jy jou moet laat inbou. En my ander identiteit is, ek is kind deur God nuut verwek vir sy huisgesin, die gereformeerde kerk Benoni. Mag hierdie prentjie in jou kop, hierdie twee prentjies, helder ingegryp word. Dat ons mekaar aanmoedig. Amen. Ons bid saam. Ons Vader, met Psalm 119 het ons singend gesweer dat ons deur die ligglans van u woord wil laat lei. Here, nou ons verbintenis, maar eers ons lof, dank dat u ons nuut verwek het, gebore laat word het, die kolostrum gegee het, en dat ons die regte voeding het. Ons gaan alles doen om hierdie kos in te neem en spierkrag onder die leiding van u Gees te ontwikkel. Dankie dat u van 'n niks werd klip deur u Gees my gebytel het en besig is om my te bytel, sodat ek my plek in die tempel waar u my neergesit het, kan vol lê, sodat ons as gemeente ons werk kan doen. Ons vra dit in die naam van ons Here, Jesus Christus. Amen.